Welkom by die Volle Evangelie Kerk in Secunda. Ons bid dat hierdie boodskap u ryklik sal seën. Vir meer inligting, besoek ons webwerf by www.nader.co.za. Geniet hierdie boodskap. Ons reis saam met die Heilige Gees. En hierdie jaar stap ons tree vir tree saam met hom. En ek wil jou uitnooi om toe te laat dat God in jou lewe werk, sodat jy die volgende tree kan gee in dit wat hy wil hê. Jy moet word, jy moet wees en hoe jy moet leef. Een van die stukkies gereedskap wat ons in die begin van hierdie jaar gebruik, is ons kyk so 'n bietjie na die lewe van Petrus en watter lesse ons uit hierdie disippels se lewe kan leer. Ons het gesien dat Jesus hom geroep het en vir hom gesê het, volg my, en dat die volg wat Petrus gedoen het, die agter Jesus aanloop, die saam met Jesus tyd spandeer, Petrus se lewe stukkie vir stukkie begin verander het. Dit het van hom afgekap, dit wat nie daar moes wees nie, en hom begin vorm in die man wat ons van lees in die Nuwe Testament, 'n apostel wat 'n groot impak gemaak het. Ons het gelees en geleer waar daar partykeer storms in die lewe is, hoe ons nog steeds moet volg. Waar Petrus te midde van die storm sê, Here, as dit U is, roep my, ek wil agter U aanloop. Ek wil saam met U op die water loop, en ons moet doen wat nodig is, al waai die wind. Die storm is nie 'n rede om stil te sit en nie te doen wat God van ons verwag nie. Ons kan saam met Jesus op die golwe loop. En ons het gesels oor waar Petrus bely het dat Jesus die Seun van God, die Messias, is. En ek wil vanoggend vir jou sê, dit is seker een van die belangrikste aspekte van my en jou geloofslewe of ons Christelike lewe, is dat ek sal weet wie Jesus is, dit sal erken, sal weet wat hy vir my gedoen het en dit sal gebruik, sodat ek gered kan wees. Vanoggend wil ek met jou gesels oor ken jou teenstander. 'n Chinese vegter met die naam Sun Tzu het eendag met sy manne wat hy opgelei het hy vir hulle gesê, ken jou vyand en ken jouself, want dis die helfte van die geveg. Jy sien, as ek weet wie my vyand is en ek myself ken, dan is dit die helfte van die geveg gewen. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy jou vyand ken en jy ken jou God, dan jy amper die fight klaar gewen. Wanneer 'n bokser of 'n rugbyspan of 'n sokkerspan hulle self voorberei vir die volgende geveg of vir die volgende wedstryd, dan is die een ding wat hulle doen, is hulle gaan kyk na video's van die teenstander. Hulle gaan maak seker dat hulle sy plan sien, sy idees agterkom, en dan word die span aangepas en die gameplan word aangepas en alles word aangepas om hierdie geveg aan te pak. Ek het nou vergeet wie die ou was wat Muhammad Ali uitgeslaan het in die 8ste rond. Ek weet nie of een van julle kan onthou nie, dit was voor ek gebore is, dink ek. Dit was hy, nee. Wat het Tannie nou gesê? Ken Norton. Ek dink dit was hy, ja. Hy was groter en sterker en alles beter as Muhammad Ali, maar in hierdie geveg het Ali die heeltyd hierdie ou toegelaat om hom te slaan, vir 8 rondes. Hy het teen die tou gaan lê en dan hierdie ou hom geslaan. En in die 8ste ronde, toe hy sien hierdie man is moeg, toe trek hy los en hy slaan hom plat en hy wen die geveg. Vir 8 rondes het dit gelyk of hy nie gaan nie. Tot in die 8ste ronde toe wen hy die geveg. Wat het hy gedoen? Hy het voor die tyd hierdie man gaan bestudeer en hy het sy teenstander geken. Hy het geweet, as ek hierdie man net kry om homself moeg te stoei, moeg te boks, moeg te spartel, gaan ek hom maklik uitslaan. Ek is kleiner as hy, ek is swakker as hy, maar ek kan hom wen. En ek wil vanoggend vir jou sê, wanneer ek en jy ons teenstander ken, het ons helfte van die geveg gewen. Net so leer ek uit 'n gebeurtenis in Petrus se lewe die belangrikheid daarvan, om te weet wie die vyand is, om jou teenstander te ken. Is jy reg vir die woord vanoggend? Is jou hart reg? Wil jy hoor? Okay, William wil, François wil. Is jy reg vir die woord vanoggend? Ja, sy, nou is julle almal reg. Jy moet hom lus wees om te hoor. Onthou net, nê? Onthou net dat ons kan net gee wat jy wil hê, nê?
Julle kan pastoor Delie na die diens vra, is regtig so, hoe meer jy trek, hoe makliker is dit om te gee. So wees 'n spons vanoggend, nie 'n klip nie. Tik gou daai ou langs jou en dan sê jy vir hom, is jy 'n spons? Ek maak so, nie julle nie hoor, moet self tik nie, is jy 'n spons? Ja, hierdie was vir my so oulik, ek nou die dag gehoor, miskien moet ek dit bietjie hier toets, miskien, jy weet, ons sê altyd, dinge wat in Amerika werk nie hier nie, en dinge, mense daar is anders as mense hier. Ek nou die dag luister ek en ek hoor 'n interessante ding, en hulle sê, hierdie ou vra die volgende vraag, hy sê, en julle moet nou antwoord hoor, soos in, met julle stemme, okay? Nie so nie, met julle stemme, ek wil julle hoor antwoord. Hulle sê dat mense oor die algemeen maar selfsugtige wesens is. OK. Jy is ook 'n mens. Jy sien. So jy mag vanoggend 'n bietjie reageer, hoor? Ek lees vir jou in Matteus 16 van vers 21 af en jy kan saam met my lees. Dis net nadat Petrus met Jesus ontmoet en Jesus vir hom sê, wie sê julle is ek? En Petrus sê, u is die seun van die lewende God, die Messias. En Jesus sê vir hom, ou Petrus, vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En hy sê, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. En jy, Petrus, sal 'n steen wees in my gebou, in my kerk wat ek bou. En hy praat so mooi met Petrus, en dan lees ons, van toe af, net nadat hy dit nou met hulle gedeel het, en hulle erken net wie Jesus is, sê die Bybel vir ons, van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en moes lei, en gedood en op die 3de dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, wie van julle het al dit gedoen? En begin hom bestraf en sê, mag God dit verhoed, Here, dat u dit sal ooit, dat ek net voor begin, mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy, Jesus, het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Net nadat Petrus erken het dat Jesus die seun van God is, sê Jesus, hy gaan ly, hy gaan sterf en hy gaan opstaan. En Petrus reageer, mag God dit verhoed, dit sal u nooit oorkom nie. Jesus draai om en hy sê vir hom, gaan weg agter my, Satan. Dis erg. Om te dink, nou net het hy vir hom gesê, Petrus, jy's 'n rots in my kerk, nou draai hy om en hy sê vir hom, Satan. Petrus reageer op dit wat Jesus sê, dat hy gaan ly en gaan sterf en gaan opstaan, deur te sê, mag God dit verhoed. Jesus reageer en sê, gaan weg van my. Dis erg, om te dink dat hierdie liefdevolle, sagmoedige, vol van genade, seun van God, hierdie Jesus, waarvan ons almal hoor en waaroor ons praat, hierdie liewe Jesus waarmee ons praat wanneer ons bid, dat hierdie Jesus sal omdraai en vir Petrus sê, gaan weg agter my, Satan. Wanneer ons verder lees, dan sien ons hoekom het Jesus dit gesê. Hy sê vir Petrus, jy is vir my 'n struikelblok. Omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Jesus het die wil en die plan van God geken. Jesus het geweet wat dit was waarvoor hy aarde toe gekom het. Jesus het geweet wat dit was wat hy moes kom doen. Petrus het vanuit sy perspektief in hulle tyd en van kleins af het hulle gehoor dat die Messias gaan kom en hy gaan die nuwe koning word en hy gaan heers en alles gaan verander. En hierdie
prentjie wat Jesus skep en hierdie idee wat Petrus gehad het, kom nie by mekaar uit nie. En in hierdie omgee, probeer Petrus vir Jesus sê, God sal nie toelaat dat dit gebeur nie. Ek sê weer, Jesus het die wil en die plan van God geken. Hy het geweet waardeur hy moes gaan om sy taak te volbring. Hierdie woorde van Petrus wat hy uiter, word gesien as woorde van teenstand teen God se plan. Jesus het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg van my Satan. Hoekom? Want hy het gehoor, dit wat Petrus gesê het, was in teenstelling met God se plan. Wat Jesus gesê het, was teen die verwagting wat hulle van hom gehad het. Petrus kon nie sy prentjie van die Messias met dit wat Jesus hier gesê het vereenselwig nie. En Petrus het onwetend namens die Satan gepraat om Jesus te keer om te doen wat God van hom verwag. Dis daarom dat Jesus omdraai en vir hom sê, gaan weg van my Satan. Die woordjie Satan daar beteken teenstander, die een wat teen my staan, die een wat wil keer dit wat moet gebeur. Petrus het gesê wat hy gesê het uit 'n diep omgee vir Jesus. En nie om teen hom te staan nie. Petrus was opreg en het die mooiste motief gehad. En ek wil vanoggend vir jou sê, terwyl jy na dit luister, hoor vanoggend, partykeer gaan mense en omstandighede wat mooi lyk en gaaf is, teen God se plan in jou lewe staan. Petrus se motief was mooi. Petrus het hierdie diep omgee uitgesê, Here, maar dit kan nie gebeur nie. Petrus se gevoelens en sy uitkyk het in die pad gestaan van dit wat Jesus regtig moes doen. Vanoggend wil ek met jou gesels oor ken jou teenstander. Weet jy wie dit is wat in die pad staan van God se plan en doel met jou lewe? Want heel eerste wil ek vir jou sê, God het 'n plan. God het 'n doel. God het 'n plan. Sy plan het net begin by jou redding. Sy plan was nie alleenlik om jou te red en jou sy kind te maak nie. Dit het daar begin. Daar's baie meer wat daarop moet volg. Ek sê dit baie. As dit net was dat ek en jy ons lewens vir hom moet gee, dat ek en jy ons sonde moet bely en hom moet aanneem as verlosser en saligmaker, as dit alles waaroor dit gegaan het, dan het hy ons lankal kom haal. Maar ons is nog hier, want hy het 'n plan. Hy het 'n droom, hy het 'n doel met elkeen van my en jou se lewe. Vir my word sy plan so mooi opgesom in Romeine 8 vers 28 wat sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Vers 29, want die wat hy van tevore geken het, het hy ook van tevore verordeneer om wat te doen? Om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, soos hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Hier's God se plan. Opgesom, sodat ek en jy, wat hy geroep het, wat hy gekies het, gevorm kan word om soos Jesus te wees. Gelykvormig aan die beeld van sy seun. Om wat te doen? Hoekom moet ek meer soos Jesus word, sodat ek die plig en die taak wat hy vir my gee in 2 Korintiërs 5 vers 18 kan uitleef? En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. Ons tree dan op as gesandte om Christus ontwil, asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Wat sê daai vers? Daai vers sê, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Christus Jesus, en aan ons die bediening van versoening gegee het. God se plan met my en jou lewe, is dat hy my lewe so sal verander, dat ek ander sal lewens sal raak, sodat hy hulle lewens kan verander. En dis hoekom hy hier
omdraai en vir Petrus sê, gaan weg agter my Satan, want hy wou vir Petrus 'n baie belangrike les leer. Hy wou vir Petrus leer, jy staan in die pad van God se plan, daar gaan mense en omstandighede ook in jou lewe in die pad staan van God se plan. Ken jy jou teenstander? Ek onthou, by die tafel sê Jesus vir Petrus, ek het baie vir jou gebid, want die Satan soek om jou te sif. In ons geestelike lewe het ons 'n teenstander. Die feit dat Jesus hom weerstaan in die woestyn, wys vir my dat as hy Jesus probeer versoek het, gaan hy my en jou probeer versoek. Dit is so mooi dat Jesus hierdie selfde woorde vir die Satan gesê het, toe die Satan in sy pad staan om hom te probeer versoek, want as Jesus geval het vir die versoeking, het Jesus sonde gehad. As Jesus sonde gehad het, kon hy nie vir myne en joune betaal het nie. Want dan was hy nie die vlekkelose lam nie. En toe die Satan hom versoek, toe sê Jesus vir hom, agter my, Satan, moenie in my pad staan nie. Hy het vir Petrus dieselfde gesê, want Petrus was dalk beïnvloed deur sy gedagtes en sy planne, maar so bietjie, miskien, hoe sê ons altyd vir die kinders, wie sit op jou skouer? Hy het so bietjie dalk op Petrus se skouer gesit en vir hom gesê, sê vir hom, dit gaan nie gebeur nie. En Jesus sê vir Petrus, moenie in my pad staan nie. Moenie 'n teenstander wees nie. En vanoggend vir jou sê, daar's teenstanders in my en jou lewe wat wil keer, dat ek en jy God se plan vir ons lewens leef. Hy wil in jou pad staan. Petrus skryf van hom in 1 Petrus 5, vers 8, en hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel loop rond, soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Die Amplified sê dit mooi, hy sê, be sober, be well balanced and self-disciplined. Be alert and cautious at all times. That enemy of yours, the devil, prowls around like a roaring lion, fiercely hungry, seeking someone to devour. Die Satan, die duiwel wil in my en jou pad staan, sodat ek en jy nie God se plan en wil vir ons lewens sal leef nie. Die duiwel is sekerlik ons grootste teenstander. Hy wil in die pad staan van God se plan in my lewe. Hy werk van lankal af om mense se sinne, soos die Bybel sê, te verblind, sodat hulle nie die lig van die evangelie kan sien nie. Hy probeer ons blind hou, sodat ons nie sien wat Jesus vir ons gedoen het nie, sodat ons nie beleef die vryheid en die krag wat God in ons lewens wil deponeer nie, sodat ek en jy nie uitkom by die plek waar God die volheid van alles in my lewe word nie. Hy staan teen ons in die uitleef en die uitvoer van God se wil in ons lewens. En gisteroggend sien ek 'n mooi prentjie van Lisa Beweer en sy sê, maak die volgende stelling, sy sê, the attacks on your life are not about who you've been in the past, but all about who you might be in the future. Die teenstand van die duiwel is nie om jou te wys wie jy was nie, hy staan teen jou om jou te keer wie God wil hê jy moet word. 'n man en 'n vrou wat in oorwinning leef, 'n man en 'n vrou wat doen wat Jesus verwag, 'n man en 'n vrou wat so vol geloof is, dat waar ek gaan is daar impak, daar's lewe, Jesus word sigbaar in my manier van dink, praat en doen, dis wat God wil hê ons moet wees, en die Satan wil teen dit staan, want sy neus bloei al vir 2000 jaar. Want hy 2000 jaar terug al die geveg verloor, en nou probeer hy met sy leuns my en jou keer, sodat ek en jy nie dit wat God vir ons beplan, kan leef nie. Een van die maniere wat die vyand gebruik om in ons pad te staan, is deur sy leuns van die verlede. Petrus gaan verder in 1 Petrus hoofstuk 5,
Hy sê in vers 9, hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof. Gaan ek en jy toelaat dat die duiwel in die pad staan van God se plan, God se wil met my en jou lewe? Of gaan ons hom teëstaan en deurdruk om God se wil te leef? Gaan ons hom teëstaan en deurdruk om God se wil te leef? 1 Petrus 5 vers 6, begin Petrus, voordat hy praat oor hierdie brullende leeu wat rondloop om te verslind, sê hy in vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd, werp al julle bekommernisse op hom, en hy sorg vir julle, en dan gaan hy aan met die versie wat sê, die leeu wat soos 'n brullende, die duiwel wat soos 'n brullende leeu rondloop om te kyk wat hy kan verslind. Ek sien hier in vers 6 iets baie belangrik. Hy sê, verneder julle onder die kragtige hand van God. Petrus kom en hy sê, wanneer jou teenstander teen jou kom staan, dat jy nie God se plan kan leef nie, onderwerp. God bly koning, God bly in beheer, God het die laaste sê. Jakobus 4 vers 7 help my in daardie selfde beginsel, en hy sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. En die ander dag, terwyl ek bid en ek sê, Here, ek bid oor soveel goed en ek vertrou U vir soveel goed. Partykeer voel dit net vir my hierdie goed werk nie, en in 'n oomblik se tyd praat die Heilige Gees met my. En hy sê vir my, jy volg nie die resepie nie, jy doen nie wat jy moet doen nie. In een oomblik weerstaan jy weerstaan, en die volgende oomblik onderwerp jy. Dit gaan nie oor onderwerping of weerstaan nie, dit gaan oor onderwerp en weerstaan. Ek onderwerp aan U, want hoe maak ons as ons sê ons onderwerp? Here, die duiwel staan teen my en hy wil nie U plan in my lewe sien nie. Ek onderwerp aan U. Nou gaan ek niks doen nie, want ek onderwerp nou aan U. Die volgende oomblik besef ek, maar hierdie onderwerp, lyk dit vir my dit gebeur nie, want die duiwel hou aan om my te keer, hy hou aan om my aan te val. Dan begin ek en ek sê, ek weerstaan jou, dis iets wat ek moet doen. Ek moet kom en ek moet sê, Here, ek onderwerp, wat is U plan, wat is U manier? Dawid is vir my so groot en so mooi voorbeeld van dit, wanneer Dawid oorwinning behaal oor sy vyand, en daar staan weer 'n vyand op, sê Dawid nie vir sy manne, weet julle wat, kom ons sit 'n bietjie, dan praat ons oor wat het laasweek gewerk nie. Dawid sê, Here, wat wil U hê moet ek hierdie week doen? Sien, en dis waar onderwerp en weerstaan inkom. Here, wat wil U hê moet ek doen? Ek gaan nie net sit nie, want partykeer sê die Here, sit rustig, hierdie fight is myne, en die ander kere sê hy, staan op en stap tot daar en sien wat doen ek. En op 'n ander keer sê hy, maak 'n geraas, loof my, loop om die stad. Daar's soveel voorbeelde van hoe die volk in oorwinning geleef het, maar hulle het elke keer gehoor wat God sê en gedoen wat hy sê. Onderwerp. Erken dat die Here God is en weerstaan die duiwel. Ek kan nie die duiwel in my finansies weerstaan as ek nie aan God onderwerp in dit wat hy in sy woord sê oor geld nie. Dit help ook nie, ek onderwerp net aan God en ek weerstaan nooit die dief nie. Dis soos om 'n alarm in te sit in die huis en om nooit aan te sit nie en die deure oop te los. En ons het 'n alarm. Wat hulle sal nie inkom nie, hulle sien daar's 'n triple S bordjie daarvoor. Sal nie inkom nie. Ek kan nie weerstaan as ek nie onderwerp het nie, want ek wil vanoggend vir jou sê, you have no authority if you don't submit under authority. Ek en jy het geen gesag om ons teenstander te staan en te weerstaan as ons nie onderwerp aan dit wat God vir ons sê en van ons sê nie. God is die Alfa en die Omega, hy is die een met die laaste sê.
En vanuit daardie wete en die erkenning dat hy God is en dat ek sy manier van doen wil leef, van daar af kan ek die teestander weerstaan. En die Bybel sê dit vir my so mooi, en hy sal van julle wegvlug. Petrus het nie met opset in die pad gestaan van die plan wat God met Jesus se lewe gehad het nie. Want hy het uit hierdie hart van liefde en omgee gepraat. Terwyl ek seker is dat die duiwel nie vir ons omgee nie, weet ek dat dit baie keer in my en jou lewe gebeur, dat daar mense in ons lewens is wat regtig vir ons omgee, regtig vir ons lief is, maar as gevolg van hulle omgee en hulle liefde, en as gevolg van die manier hoe hulle oor dinge dink, sal mense wat vir jou lief is en vir jou omgee, ook partykeer in die pad kan staan van God se plan vir jou lewe. Die Here roep 'n jong man om te besluit om 'n evangelis te word en in Afrika te gaan evangelisasiewerk doen. So bedank hy sy werk en hy besluit hy gaan met die laaste geldjies wat hy het 'n vliegtuigkaartjie koop om in Afrika te gaan sendingwerk doen. Terwyl sy ma byvoorbeeld nie verstaan wat besig is om te gebeur nie, omdat sy op 'n menslike manier hierna kyk, kan 'n ma baie maklik, baie vinnig sê, nee my kind, sê nou jy kom iets oor. Jy moet vir jou gesin kan sorg, jy moet 'n goeie werk hê, 'n mens doen nie sulke goed nie. Sê sy dit omdat sy wil God keer in haar kind se lewe? Nee, sy sê dit omdat sy vir haar kind omgee. Daarom wil ek vanoggend vir jou sê, ken jou teestander. Partykeer is mense wat vir ons omgee, mense wat in die pad staan van God se plan in ons lewens. Omdat hulle nie dit sien, soos wat God dit vir my en jou wys nie. Wat moet ek doen vir hulle sê, agter my Satan, moet net nie vir jou ma sê, agter my Satan nie, jy gaan, as ek dit vir my ma sê, kry ek 'n klap. So moenie dit doen nie. Maar praat hieroor. Het is nodig dat ons dink soos wat God dink oor sy plan. En moenie dat mense wat nie soos God dink of nie op dieselfde manier dink, keer dat jy dit leef wat God vir jou instoor het nie. Ek het al mense gehad wat my gevra het, dink jy nie jy dink jy nie sal beter doen in 'n ander job met meer geld en beter voordele en wat nie? En as ek moet eerlik wees, dan dink ek sal 'n mens seker kan. So vir 3 maande tot ek besef hierdie is nie waarvoor ek gemaak is nie en dan moet ek oorbegin. Wees versigtig dat die duiwel nie mense wat vir jou lief is en vir jou omgee gebruik om in die pad te staan van God se plan met jou lewe nie. Ken God se wil, kies God se wil en moenie dat iemand in jou pad staan nie. Kies en ken God se plan vir jou lewe. En ek wil vanoggend met jou praat oor die laaste teenstander. Die laaste een wat in jou pad kan staan. Ek het nou gesê die duiwel en geliefdes wat vir jou omgee kan partykeer in die pad staan van dit wat God wil hê ek en jy moet wees en word in ons lewe. En dan dink ek groter as geliefdes en mense wat vir ons omgee is van die grootste teenstander wat ek en jy in ons lewe kan beleef. Ek en jy is partykeer ons grootste vyande. Want partykeer glo ek nie wat God van my sê nie. Partykeer is ek my grootste vyand. Ek het hierdie droom en hierdie ideaal vir God se plan, maar ongehoorsaamheid hou my weg daarvan. Moenie in jou eie pad staan nie.
En ek het net nog gesê, moenie vir jou ma sê agter my Satan nie, maar jy mag maar vir jouself so sê. Kom uit jou eie pad uit, sodat God se wil en plan in jou lewe in vervulling kan tree. Ek en jy staan in ons eie pad, wanneer ons my planne belangriker maak as sy planne. Ek en jy staan in ons eie pad, wanneer ek my gemak verkies, bo die verantwoordelikheid van Christen wees. Ek en jy staan in ons eie pad, wanneer ek op my eie insig en my eie vermoë staat maak, en nie my vertroue in hom plaas en sê, Here, u manier van doen en reg wees nie. Ek en jy staan in ons eie pad, as ek nie God se woord vat en uitvind wat hy van my sê nie. En ek en jy staan in ons eie pad, wanneer ons biddeloos is. Wanneer ek en jy nie bid en met God tyd spandeer, en nie bid, moenie dit sien as 'n werkie wat jy moet doen, so omdat jy Christen is nie. As dit die eerste keer is wat jy hierdie sinnetjie hoor, wil ek jou mooi vra, bel môreoggend tussen 9 en 12 die kantoor, en sê vir Komie, print vir my een van daai waaroor Pastoor Tiaan vanoggend gepraat het. Dis tyd om anders te bid. As jy dit nie gedoen het in 'n replika groep nie, wil ek jou nou uitnooi, kry die werkstuk wat ons daar gedoen het, want dit sal jou leer, gebed is nie 'n werkie wat ek doen nie. Gebed is 'n gesprek wat ek met die almagtige God voer, sodat hy sy plan in my lewe kan openbaar, sodat ek kan besef wie en wat ek moet wees, en sodat ek nie in my eie pad staan nie. Moenie in jou eie pad staan nie. God het 'n droom en 'n plan. Dis tyd dat ek my planne een kant toe skuif en sy plan kies. Dis tyd dat ek my gemak een kant toe skuif en die verantwoordelikheid van Christen wees opneem. Ek weet nie waar het ons hierdie idee gekry dat Christene hierdie agteroor sit mensies is wat net wag dat alles goed gaan, dat die Here alles doen nie. Christene is die verskilmakers. Dis die mense wat opstaan en 'n verskil maak. Jesus het gesê, as julle in my glo, gaan. Maak disippels, bid vir siekes, dryf demone uit, maak siekes gesond. Moenie jou hand opsteek nie, maar wie van ons het in hierdie week wat verby is, die werk van 'n Christen gedoen? Wie van ons het demone uitgedryf en vir siekes gebid? Wie van ons het 'n disipel gemaak, met iemand oor Jesus gepraat in hierdie week? En ek wil vir jou sê, behalwe vir die feit dat die duiwel in ons pad staan, om nie hierdie werk te doen nie, en partykeer mense om ons in ons pad staan, omdat ons so graag ons mekaar by mekaar wil hê, en my familie is vir my belangrik, behalwe daarvoor wil ek vanoggend vir jou sê, is een van die grootste teenstanders in jou lewe en in my lewe, die eie ek. Ek staan in my eie pad. Ja, want ek is nie eintlik so nie. It's time to get over myself. And become what God wants me to be. Ek staan in my eie pad as ek nie my lewe as offer vir God se plan gee nie. Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan julle dan broeders en susters by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. 'n Offer kos iets. Dit is julle redelike godsdiens. Dis die gemiddeld, dis die average wat ek van julle verwag. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hoekom moet ek anders begin dink, sodat ek nie in my pad sal staan nie? Sodat ek nie in jou pad sal staan nie. Want Jesus het vir Petrus gesê, jy's 'n struikelblok vir my, want jy dink nie soos God dink nie, jy dink soos mens. Ken jou teenstander. Die duiwel staan teen jou, want hy wil nie hê jy moet die volheid en die grootheid van God in jou lewe beleef en ervaar nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, onderwerp aan God sy plan en sy wil en weerstaan die duiwel. Die Bybel sê moet vlug. Geliefdes, mense wat vir jou omgee en vir jou lief is, kan teen jou staan. Moenie toelaat dat hulle in jou pad staan nie.
Ek dink ons moet in ons geestelike lewe een van daai leertjies skryf wat die Nieu-Zeelanders vir die kinders by die skool gee. Dis amazing hoe baie moeite die Nieu-Zeelanders doen sommer met die klein seentjies al wat rugby aanbetref. Dis hoekom hulle so goed rugby speel. Daai laities oefen 'n sidestep vandat hulle 10 is. In Suid-Afrika leer ons vir die seuns, jy's 'n bil, hardloopbouer. En dis hoekom hulle om ons hardloop, want ons wil bouer hardloop en hulle kan sidestep. Ek wil vanoggend vir jou sê, dis tyd dat ek en jy leer om die teenstanders in die lewe te sidestep. Want jy gaan in jou lewe nêrens die vervulling kry wat jy gaan kry as jy begin God se plan en wil leef nie. Behalwe vir die duiwel en vir geliefdes, is dit tyd dat ek en jy ophou in ons eie pad staan. Kolossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op aarde is nie. En dis hoekom ek net nou gesê het, een van die grootste maniere hoe ek teen myself kan staan, is wanneer ek nie die woord van God oopmaak nie. Want ek wil vir jou sê, as jy jou Bybel begin lees en dit 'n deel maak van jou lewe, as jy begin God se woord toelaat om in jou te werk, gaan dit jou manier van dink verander. En sodra jou manier van dink verander, staan jy nie meer in die pad nie. Kies die leiding van die Heilige Gees, want hy sal vir jou openbaar watter teenstand jy besig is om te beleef, en hy sal ook vir jou die sleutel gee tot oorwinning. Kom ons bid saam. Heilige Gees, dankie dat U daar is vir ons. U leef in ons met krag. U help ons. U ondersteun ons. U is by ons. Help my, help elkeen van ons om in hierdie week in daardie krag wat U vir ons gee, daardie krag wat U tot ons beskikking stel, dat ons dit sal gebruik om God se plan te leef. Here, help my om waaksaam te wees en nie in die struik van die duiwel te trap in hierdie week. Versterk my sodat ek sal aanhou om U plan te leef en te kies.